Wat begin het as 'n eenvoudige idee om hoop te bring aan vroue in droogte-getuisterde gemeenskappe, het vinnig in 'n beweging wat honderde lewens raak ontwikkel. Deur kuns, samesyn en geloof het die Anti-Spring Hoop reeds 'n groot verskil gemaak in dorpe reg oor die Karoo en in die Kaap, en nou beplan hulle 'n nog groter toer vir 2026. Die kunstenaar en stigterslid Mariet Beke sluit nou by ons aan om meer te vertel oor hierdie besonderse projek. Baie welkom hier by ons. Baie dankie dat ons hier kan wees. Goed, nou ons is baie nuuskierig. Waar en hoe het hierdie idee ontstaan? Dit was jy weet as jy daai fladdering in jou maag kry. Ja. Jy begin sê daar's ietsie wat besig is om te broei. Ja. En dit het so gebroei vir 'n rukkie. En dit is hoe dit begin het. En ek het regtig die aand gebid. En dis asof die Here vir my gesê het, hoorie Mariet, staan op en gaan doen presies wat jy doen. Maar gaan terug na die boeregemeenskap toe, want ek kom uit die Vrystaat uit. Ons het op 'n plaas groot geword, landbou skool gegaan en gedoen. En dis my passie. Daar was altyd droogte. En dit is waar dit begin het. Gaan na die vrouens toe in die droogte area, gaan gee vir hulle dag net op, gaan gee vir hulle 'n bietjie liefde, wys vir hulle kuns. En ek dink dit is so inspirerend. Nou jy het nou verwys na kuns. Yes. Jy gebruik kuns as 'n manier om mense bymekaar te bring en dan nou ook daai hoop te skep. Hoe dink jy het kreatiwiteit of hoekom dink jy het kreatiwiteit so 'n genesende uitwerking? Ek sê altyd nee, we were made by the greatest creator to be creative. En wat gebeur as dit swaar gaan op jou werf? Dan begin jy dit los. Dan begin jy bietjie minder jou naels doen, bietjie minder jou make-up laat doen, bietjie minder jou hare, bietjie minder daai goedjies laat doen. En ons vrouens is geers, so ons gee meer vir ons mans en ons kinders en ons dis wat ons doen. Ons skep onsself af. Maar as ons op ons gelukkigste is, maak ons mooi. Ons maak onsself mooi, ons maak ons huise mooi, ons maak alles mooi. Maar as daar nie 'n geldjie is nie en ons moet absoluut alles gee vir ons mense, dan maak ons nie mooi nie. So deur kuns vir hulle te vat, gee ons hulle tyd om te stop. En wat gebeur is, na 'n halfuur, dan begin die vrouens hulle koppies draai, begin hulle kyk na die goed wat hulle maak. En dan kom die mooi uit. En dan begin hulle self voel, maar hulle kan beter doen. Hulle kan weer opstaan, hulle kan weer aangaan. So kuns is regtig, dit is net 'n word rustig, word stil. Dis al waaroor dit gaan. Nou jy het verlede jaar 900 vroue bereik. Ja. Wat het jou die meeste geraak gedurende daardie toer? Ek gaan jou die goed en die sleg gee. So vir my die sleg was, is dat buurvrouens wat regtig die plaas is mos dan maar eentjie uit mekaar uit, wat mekaar 2-3 jaar nie gesien het nie. En hulle kon mekaar nie sien nie, want hulle spaar hulle diesel. So hulle kuier nie. En dit was vir my baie hartseer. Jy weet, die gemeenskappe kom nie by mekaar nie. Die mooi wat daar was, is dat hulle met mekaar begin gesels het in die inkommers in die dorpies. Het begin besef, maar hulle hoort daar. Hulle mag daar wees. En hulle kan hande vat. So dit was vir my die mees ongelooflikste van dit. Ek kan dink dat suits nogal baie emosioneel ook kan wees, jy weet, wanneer jy hierdie dinge beleef. Nou baie van die vroue het groot afstande ook afgelê om hierdie klasse by te woon. So wat sê dit vir jou oor daai behoefte ook aan ondersteuning in so 'n gemeenskap? Ek dink daar's te min. En een van die redes hoekom ons die anties genoem is, want ek is 'n antie, jy's 'n antie, my ma is 'n antie, almal is anties. Iewers het iemand 'n antie. En dit gaan nie oor ons nie. Ons is net 5 girls wat ry en wat die ding gaan doen. Maar as die vrouens net na mekaar begin kyk, jy weet, sal dit mooi gaan. En dan kan jy ook sien dat eintlik dra ons almal dieselfde swaar, dieselfde mooi, dieselfde alles. En daar's definitief 'n behoefte veral in die platteland vir kuns. Ja. Nou goed, die 2026 toer gaan nog groter wees. Ja. So vertel vir ons wat dit gaan behels. Ons ry bietjie verder. Ons ry weer 21 dae. 21 dae is lank. Dit is baie lank om weg te wees van die huis af en net te ry. Ja. So ons ry baie ver. Ons gaan draai in Sutherland. Ons gaan bietjie daar vir Save the Sheep kuier by Sibylle. Ons doen Merwewil. Ag, beautiful, Carnarvon. So ons gaan regtig ongelooflik ver ry. Dan gaan ons 'n bietjie terug, Prins Albert, Oudtshoorn en George. In Riversdale het vir ons bly vra asseblief kom. So ons ry weer bietjie terug Riversdale se kant toe. Nebetesta het ons actually ongelooflik 'n nice setup, want ons het die oggend en die middag het ons daar wat ons klasse gee, maar daar's net eenvoudig te veel mense wat dit wil doen. So die venue wat ons het, kan hulle nie vat nie. So ja, ons beoog om vir 1000 dames klas te gee hierdie keer. 21 dae, 5 van ons wat ry en
hoop ons sien sneeu op die pad. En ek dink dit is baie haalbaar. Daar is so 'n plaasie of eintlik maar plaasmense tussen Kanaven en Vosburg wat my baie na in die hart lê. So miskien moet ek net saamkom. Kom, Ek dink dit klink vir my na 'n lekker uitstappie. Goed, hoe werk die kunsklasse prakties? Jy weet wat presies? Jy het nou so vlugtig verwys na, jy weet hoe jy kan sien vrou se ingesteldheid verander tydens haar klas, maar wat kan jy dalk so 'n bietjie meer uitbrei na aanleiding van wat dit behels? Ons wil graag vir elkeen 'n pak gee, 'n kunspak, wat sy eie goeders in het. Verlede jaar het ons doodgewas aan kwasse en stencils en goeders om vir almal aan die gang te hou. Ja. So ons wil graag vir elkeen hulle eie pak gee. Ons noem dit 'n kunspak, dat jy dit kan gebruik. Ons doen 'n mixed media ding waar jy gaan verf en plak en al die lekker dinge met hom doen. So ons wil baie graag vir elke dame haar eie pak gee. As ons kyk na 1000 dames, dan ja, gaan ons swaar ry hierdie jaar. Julle gaan 'n vragmotor nodig hê. Ons gaan 'n vragmotor nodig hê. Nou julle vra ook vir ondersteuning van die publiek. Ja. So ek dink dit is die belangrikste vraag, hoe kan die publiek help en 'n bydrae lewer? Ons het 'n backup buddy fonds wat vir my ongelooflik interessant is, want eintlik weet ek nie wat dit is nie. Jy weet, ek het nou maar in al hierdie goeters liet ek dit geleer. So ons het 'n backup buddy fonds. Ja. As ons vir elke dame 'n pak wil gee, en 'n pak kos net R100, wat nie so baie is nie. En ons kry net 1000 dames wat ons help om iemand te sponsor vir iemand wat jy nie ken nie. Dan praat ons van R100,000 wat ongelooflik baie geld is. Maar as ons saamwerk, dan is dit nie so baie nie. So ons wil graag vir elke dame 'n kunspak gee wat R100 kos. So ons sal dit waardeer as die mense ons help. Ons het 'n backup buddy fonds en dan natuurlik petrol met hierdie petrolpryse wat deesdae so is. Dis ons budget is heel in sy kanon in hoor. So Kan jy glo? ja, akkommodasie is vir ons okay. Ons het 'n hele klomp mense wat ons help op die pad. Ons slaap op die plase. In Bridgetown slaap ons in die ou tronk. Het hulle ons skep in 'n gastehuis. Ja. Slaap daar, slaap in koshuise. So as ons daar gehelp kan word, dan is ons happy. En ons kan net gaan kyk op sosiale media platforms. Ek is seker van julle het 'n bladsy en ons sal al die nodige besonderhede daar vind. Alles is daar, maar julle is baie welkom om WhatsApp ons. Ons sal julle help, ons sal vir julle die goed gee. Ons is net 5 girls wat in 'n battery. Wel, om jy af te sluit, jy verwys nou na die 5 girls of die ander anties ook. Yes. So, wie is hulle en hoe pas hulle in? Ons het so 'n minuut oor. Dis ek, 2 van my vriendinne en dan my 2 dogters. So die dogters het nie 'n keuse nie, hulle moet inklim. Die vriendinne het gekies om saam te ry. Wat baie nice is, dis dieselfde 5 as wat verlede jaar gery het. So ons het baie geleer verlede jaar en hierdie jaar beoog ons om dit lekkerder te maak, mooier te maak en meer uit dit uit te kry. Een van die goeders wat verlede jaar opgekom het is wat hulle gevra het, is dit lekker om te sien hoe die Here werk? En my antwoord was, ek het nooit die Here gesien nie. Ek het hom nooit gevoel nie. Dit is lekker om te voel. Ek het hom nooit gevoel nie, ek het hom die hele tyd sien. So die Here werk op hierdie pad. Hy werk met die mense, hy werk met die vrouens, hy werk met die anties. Ons is net daar, ons daag net op. En ons is dankbaar vir julle. Want ek dink dit is so 'n belangrike saak, so geniet hierdie toer wat voorlê. En julle moet veilig wees so op die plaaspaaie. En hopelik wanneer dit dan nou afgehandel is, dan kan jy weer kom gesels en vir ons kom sê heerlik wees. Ja, baie dankie. So. Mariet, baie dankie vir jou tyd. Goed, so van passie en hoop tot geloof. Eintlik loop al hierdie dinge mos maar hand aan hand. Ons gesels net hierna oor 'n aand van lof en aanbidding. Jy's by Goeiemôre Good Morning, bly ingeskakel. Ons is net hierna weer terug.